Ons het so 'n paar weke terug begin, het ons gesê dat ek dink die meeste van ons het saam met mekaar gestem, dat ons ervaar, daar's 'n shift, daar's iets wat geskuif het, daar's iets wat gebeur het. Maar ons menswees is mos nou maar van so 'n aard dat hy baie gou weer terug default in 'n gemaksone. Is ek reg? As daar tragedies is wat in die wêreld tref, as daar ietsie is wat gebeur, ons almal opgecharge en almal is begeesterd en almal maak nuwe voorneme en ons almal is, en dan sien jy 'n maand later, dan sien jy hoe fizzle dit stadig en seker fizzle dit uit, en dan sit soos jou en my nuwejaarsvoorneme. Jy maak hom daar by die 31ste, die 1ste, hier by die 4de, 5de, dan gee jy al op, ag nee, is te moeilik. En ek dink dit, laat ek myself korrigeer. Ek weet dit is hoekom die Here met ons oor hierdie goed op hierdie ernstige manier praat. Is omdat hy ons warm wil hou. Hy wil ons wakker hou, hy wil ons nugter hou, dat ons gefokus kan bly op dit wat saak maak, gefokus kan bly oor die erns van die tye wat ons inleef, van wat met ons gebeur en wat om ons aangaan. En dit is vir julle onthaalwe dat hy so met ons praat. Dit is vir jou onthaalwe, omdat hy wil hê, jy moet 'n ewigheid saam met hom deurbring. Ouens, hy het sy seun gestuur, hy het sy bloed betaal, sodat almal gered kan word. En onthou wat ek die hele tyd vir julle sê, die ding wat ons moet dophou is nie wat in die wêreld so seer gebeur nie, maar is wat in die kerk gebeur. Hoe lyk jou liefde? Jesus praat daarvan in Matteus 24. Hy sê in die laaste dae gaan mense se liefde verkoud. En dis hoekom ons werk is om mekaar warm te hou. Dis hoekom ons werk is om mekaar te moet vermaan, om mekaar te moet aanmoedig. So as jy aanstoot neem omdat iemand jou aanmoedig om nader aan die Here te leef, het jy 'n probleem, as daar fout met jou hart. Dan sê dit jy sal klaar besig om terug te val. Maar ons het so ordentlik geraak. Ons het so people-pleasing mentaliteit aangeneem. Ons is tog so bang om mense te afronteer, dat ons nie meer met mekaar die waarheid praat nie. En ek praat nou nie van om mekaar te judge nie. Julle hoor wat ek sê. Ek praat nou nie rond julle hardloop en rond soos morele polismanne en vir mekaar die hele tyd vinger wys en sê, jy mag nie, jy kan nie, jy gaan nie hel toe nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van ons wat daar is om mekaar verantwoordbaar te hou. Vir mekaar te sê, jy's besig om weg te beweeg van hierdie kolle af. Jy het nodig om terug te kom. Ek weet nie wie van julle die week gesien, het 'n Harry Ross geblaas in ek dink is een of ander Nederduits gereformeerde of hervormde kerk in Helspruit. Het julle daai storie gesien van die dominee of die kerkraad wat vir een van die broers 'n brief geskryf het en hom aangespreek het oor die feit omdat hy so ontrou kerk toe kom. Nou is daar hierdie hele herrie wat oor dit opgeblaas is, want hoe durf die kerk dit doen? Jy sien, ek in die kerk kan mense net nooit tevrede hou nie. Laat weet jy hulle nie, bel jy nie, hoor jy nie, dan sê hulle, niemand gee vir my om nie. Doen jy dit, dan sê ouens die hel en daaroor ook. Dan kyk hoe beheer hulle. Wat is fout met hulle? Dis hoekom ek nie meer kerk toe gaan nie, want kyk wat doen hulle, die kerk sit jou onder sensuur. Dis in een van die gemeentes, Richard, Charmaine, in Helspruit. Ekskuus, Richard en Charmaine is van ons vorige gemeentelede gewees wat nou hiernatoe getrek het, so ons is so bly, hulle saam met ons, baie welkom. Hulle is al donkie jare. Wat het ek gesê? Wie het ek gesê? Ekskuus, sorry man. Hy het verstaan, nou val jy my rede. John, sorry. Ekskuus? Hy lyk soos Richard, dis hoekom, jammer ja. Is Charmaine, nee. Sal ek sê, wat se gemeentepastoor was jy gewees? Ek weet, hy ons het. Maar hoor, maar julle verstaan wat ek probeer sê, nee. Dis ons werk om mekaar warm te hou. Dis ons werk om vir mekaar te sê, hey, ek wil jou eendag in die hemel sien. Onthou julle, ek het so 'n paar weke terug vir julle daai ou sonskoolletjie gesing. Daar bo in die hemelse Kanaan. Onthou julle dit? Ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Daar bo in die hemelse Kanaan. En dan sing dit oor, kyk uit vir my, want ek kyk uit vir jou. Dis eintlik maar al wat ons hieronder moet doen.
Ons moet uitkyk vir mekaar. Omdat ek jou lief het, moet ek met jou kan praat, of jy kan sê, hey, come on brother, jy's besig om van die pad af te gaan. Hierdie wat jy nou doen, pas nie by jou nie. Hierdie wat jy nou doen, is nie wat Christus vir jou voorgesterf het nie. Dis wat ons moet doen. If you're offended by that, you've got a problem. En dis wat ons moet begin doen vir mekaar. As ons werklik vir mekaar lief is, sal ons dit doen. Hebreërs praat daarvan, Hebreërs 12 praat oor hoe God sy kinders straf. Sy kinders tigtig. Hy sê elke pa wat sy kinders lief het, tigtig hulle. En dis hoe ons oor mekaar ook moet voel. So, ons werk om mekaar te tigtig nie, ons werk om mekaar te vermaan. En dis waar God sy kerk wil hê, want daai afval wat gaan gebeur, gaan in die kerk gebeur. Daai liefde wat gaan verkoud, gaan in die kerk gebeur. En ek weet ek sê dit baie, maar ons hoe tragies gaan dit wees wanneer ons daarbo kom en ons kyk uit vir mekaar en van die van ons wat hier onder saam met mekaar hier gesit in gloria, halleluja het, gaan ons dalk nie daar raak sien nie. Kyk gou so 'n bietjie om jou rond. Kyk gou so 'n bietjie om jou rond. Sê dit weer, Bertie? Is jy seker? Okay, nee, ek is net seker. Hoor jy in my hart? Hoe verskriklik sal dit wees wanneer ons daar kom en ons sien van ons boeties en ons sissies nie daar nie? Mag dit nie by ons gebeur nie. Mag dit nie by ons gebeur nie. Mag ons voltallig daar aanmeld. As hulle nuwe lewe se roukol daar aflees. Mag elkeen van ons as aanwesig. Ok, ek het klaar met julle gepraat, kom ek preek gou. Jacques en Hendrik, kom help my asseblief. So ek het laasweek het ek so 'n bietjie met julle gepraat oor kamouflering. En ek wil hê jy met jou Bybel geoopmaak saam met my by Romeine 12. Agtig van die kinders van julle kan raas. Sjoe. Sit met julle by die huis hoor. Jy is nie wragtig. Nee, hulle is in overdrive. Jacques sit hom vir my. Ja, ek sal 'n bietjie vorentoe staan. Sit hom hier agter want ek wil hê julle moet daar plek hê om agter daai ding te doen. Julle kan dalk die styfsigte net van afsit net om die effek so 'n bietjie beter te maak. So ons het laasweek het ons gepraat oor kamouflering. Onthou julle, toe 'n klomp van julle hier aangekom met julle camo klere en 'n klomp van julle het hier aangekom met julle helder bright klere. En ek het vir julle hierdie gedeelte gelees in Romeine 12 en ek het in die middel van een skrifgie het ek opgehou. En ek wil hê ons moet gou daar aangaan vandag. Vanaf vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Onthou julle dit. En toe het ons hierdie gedeelte gesê wat, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Toe stop ons net daar. Kyk vir my asseblief. Toe stop ons net daar. Toe het ons gepraat van daai gelykvormigheid is soos wanneer jy gekamoufleer is. Onthou julle. Wat is die probleem met kamouflering? Jy staan nie uit nie, jy smelt in, jy smelt weg, jy word deel van. En nou sê Paulus, dis wat julle nie moet doen nie. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. In ander woorde, moenie soos hierdie wêreld wees nie. Die vorige vers 1 sê, ons moet heilig, welgevallige offers wees. Heilige offer beteken, heilig beteken jy is set apart. Jy is eenkant gesit, jy is nie ordinair nie. Jy is nie die gewoon nie, jy is spesiaal, daar's iets unieks aan jou. Dis wat die woord heilig beteken. Nou sê hy, ons moet heilig wees. In ander woorde, as jy heilig is, gaan jy uitstaan, want jy's anders as die wêreld om jou. En nou die tweede gedeelte van daai vers 2. Word nie die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Stop net daar. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So wat sê Paulus, wat is die opdrag? Wat moet met jou gebeur?
Jy moet verander. Sien jy dit staan daar? Dis nie verskriklik moeilik nie, ouens. Jy moet verander. Sien julle dit staan daar? As dit in jou Bybel staan, sê amen. Nou, die Afrikaans is 'n armbeskrywing vir daai woordjie verander. Die regte woord vir dit is 'n Griekse woord wat sê metamorfose. Weet julle wat is metamorfose? My bok kon julle daai definisie toe gekry het. Waar is my vrou? Nee. It's a Greek definition of transform is represented by the word, wat ook al hulle daar in Grieks geskryf het, nee? Metamorphoo. It means to transform in both a literal and in a figurative sense, often implying a change in form or appearance. The term is derived from the combination of meta meaning change and morpho meaning change from or form. This word is commonly used in contexts such as transfiguration or significant transformation. So, die lang en die kort is, dit beteken, dis 'n totaal en alle gedaante verwisseling wat met jou moet gebeur. Wanneer ons na verandering kyk, en verskoon die van julle wat dit al gehoor het, ek het jare terug het ek hieroor ook al gepraat. Die verandering wat ons altyd van praat en wat ons aan dink, is dit wat Hannon Botma met mense doen. Wie van julle het al Hannon se show gekyk? Nee? Okay. Wat is die storie van Hannon Botma? Hoekom is sy show so gewild? Want wat doen hy? Hy maak vrouens mooi. Daar is die probleem. En dis my een groot issue met hom. Hannon, as jy na hierdie diens sou kyk, nee, vra ek by voorbaat vir jou om verskoning. Maar kom ek jou sê, ek het myself al baie in daai man se posisie gesit. Want hulle bring hierdie ou vaal Karoo lelie daar aan, nee? Nou kom sit sy daar, dan sal die man daar en die kinders almal is daar en hulle is so excited om nou te hoor wat gaan hulle met hierdie girl doen. Dan kom sy daar aan met haar vaal rokkie en met sy is dalk 'n gewone huisvroukie gewees en dan begin hulle haar uitmekaar uittrek. Dan begin hulle vir haar sê, nee, daar is fout met jou rok, en hulle begin vir jou sê, nee, daar is fout met jou make-up, en daar is fout met jou hare en jou skoene. En dan ontbloot hulle daai arme girl tot sy totaal en al naak voor hulle staan. En dan begin hulle haar verander. Dan vat hulle haar op 'n shopping spree. Vat hulle gaan koop hulle vir haar die mooiste nuwe skoentjies wat daar is. Wat nou pas by haar figuur of by haar look of by haar temperament. Ek weet nie hoe julle vrouens dit bepaal nie, maar en dan is hulle in die shops en dan gaan loop hulle rond en hulle gaan kies rokkies vir haar. Wat 'n mooi rokkie pas by haar. Carlies, wat noem julle dit nou weer, daai jou gesig goed, waar is al hulle? Jy wat? Jou gesigsvorm en dan iets met jou vel, daar's nog iets met jou vel wat hulle doen. Jou ondertoon, nee. Nee, ek hoor as hierdie girls praat. Dan maak hulle nou op grond van dit 'n besluit van wat jy gaan aantrek. As ek voor my kas staan, trek ek aan soos wat ek voel die dag, nee. Hulle is like, nee. Jy moet eers hierdie hele wetenskaplike benadering moet jy nou gebruik, nee. So dis ondertone, veltone, dis al hierdie goeders. Dan vat hulle nou na die haarkapster toe. En ek weet nou nie ouens, my skoonmaal is nou in die haarbedryf. Maar kom ek jou sê, as jy nou wil sien, dis hoekom die Bybel van 'n vrou praat, sy haar is haar kroon, nee. As jy nou wil sien hoe dit 'n vrou begin stres kry, dan moet sy nou by 'n vreemde haarkapster gaan sit, en die girl moet vir haar sê, ag, gaan ons iets niets met jou hare probeer? Hoe gegil hulle almal so onderlangs, nee? Blykbaar is dit vir 'n vrou 'n verskriklike vreesagtige ervaring daai. Want hulle het almal 'n idee van hoe hulle hare like. Is ek reg, dames? Ja. So, nou begin hulle hierdie girl. Nou begin hulle haar hare mooi maak, nee, en dan kom sit sy nou sny en wip en wap en hulle maak die goedjies mooi en blaas dit en dan kom sit sy en dan maak hulle haar gesiggie mooi en dan begin hulle nou weet gemering vir haar opsit. Die lank en die kort is, hulle verander hierdie girltjie so en hulle noem dit 'n extreme makeover.
Dan sit die hele gesin nou almal hier so op hierdie bankie, dan sit en wag hulle, en dan kom hy golkie nou agter die gordyn uitgestap. En dis hier waar my probleem begin, want as hy daar uitstap, dan sien jy Haman se gesig. Jy sien daai verbasing, jy sien, hy kan nie glo wat hier na hom toe aangestap kom nie. Hy kan nie glo, hy so gelukkig nie, né? Jy hoor hoe sing hy liedjie in sy kop, when a man loves a woman. En dan in daai opgewondenheid besef ek wat my pa nou net gesê het. Hoe gaan hy perd voel as hy nou volgende week wakker word? En die make-up het weggesmeld, en die perm is uit, en die rokkie is terug na die shoppies toe, want sy het hom nie gekry vir altyd nie, en die skoentjies word teruggegee, en kan jy daai teleurstelling? Ek kan nie glo iemand het nog nie vir Hannenbot maar gedagvaar of hom. Nou, dis ons idee van verandering. Dis soos ons mans wat doen dieselfde met ons karre. Jy gaan stap by die showroom in en jy sien jou kar, en dan die eerste ding wat ons mans wil doen is ons wil goed begin verander aan die ding. My vrou kan dit nou byvoorbeeld nie verstaan. Sy dink ek is gek. Ek soek ander wiele, frik is ek reg, nee? Dan moet mags opkom. Hoorie, wat kan julle vir my 'n sound system insit? Kan julle vir my 'n performance pipe op hierdie ding sit? Jy weet, wat kan julle doen om hierdie ding nou beter en mooier te maak? Dan is ek reg, en dan dink my vrou ek is totaal nog gek. Daar's niks fout met die kar nie. Wat's fout met jou? Die kar kan baie beter lyk. Dan kom ons met daai kar by die huis aan en ons wys vir almal en neem foto's en sit dit op jou profile pics en jy's net happy, en die idee is ons het daai kar nou ge-extreme makeover. Maar die feit van die saak is, daai kar is maar nog eintlik wie hy is. Daai vaal vroutjie wat mooi gemaak is, wat hulle mooi gemaak het, wat hulle so opgedolly het, wat almal verras en verbaas oor is, sy's maar eintlik nog dieselfde mens. Dis alles net uiterlike goedes wat verander het. Jy sien, wanneer Paulus hierdie stelling maak en hy sê, word verander, jy moet metamorfose deurgaan, dan beteken dit is iets wat aan die binnekant moet gebeur in ons lewens. Dis iets wat hier gebeur. Die probleem met 'n metamorfose is dat daai verandering vind gewoonlik plaas waar jy dit nie kan sien nie. Omdat dit binnekant is. En vir die van julle net om dit baie meer prakties te maak, om dit te verstaan is, julle sal onthou toe ons almal kinders was, het ons met sywerms. Wie van julle onthou die sywerm tendens? Ek weet nie of dit vandag nog gebeur nie. Al wat 'n kind is, gaan deur daai fase in sy lewe, né? So julle kry al die kinders kom by die skool met sywerms aan, en almal roof almal se moerblyblare. Hulle stroop daai hele buurt stroop hulle kaal, né? Hulle soek moerblyblare en nou voer hulle hierdie klomp sywerms. En die sywermpie eet en hy word vetter en eet en dan op 'n dag, sê so 'n bietjie op 'n dag, dan begin 'n snaakse ding gebeur. Wat gaan daai wurm doen? Wat is dit? Hy begin te spin in jou. Hy begin self spin. En wat noem jy daai ding wat hy spin? 'n Kokon. Nou gaan hy self heeltemal spin die kokon. Maar gaan hy begin na iets snaaks met daai kokon. Help my. Wat gebeur met die kokon? Iemand 'n papie, sê 'n papie. Hy word 'n papie en dan wat gebeur dan? Wat? Hou was. Hy kry wat as 'n mot. Wat het gebeur? It's a kind of magic. Dat metamorfose binne in daai kokonnetjie plaasgevind. Het jy dit gesien? Jy het net die uitkoms, die resultaat van dit wat aan binnekant gebeur het jy nou met jou oë gesien. Dis al, die uitkoms. En dit is wat dit beteken wat 'n gedaanteverwisseling is. Jy was een ding,
en jy word iets totaal en al anders. Dis wat Paulus hier vir ons sê. Nou as ek en jy nie weet wat ons na toe moet verander nie, wat gaan jy word? Sien julle waartoe wil ek gaan? As ek en jy moet uitvind, as hy sê, maar ek en jy moet verander, dan moet ons weet, na wat toe moet ons verander? En dis die vraag wat ek by jou los vandag, kerk, is, na waartoe moet, of wat moet ek en jy na toe verander? Ons praat al vir 'n hele maand hier oor, hallo. Hier is posters, gee 'n leidraad in die mure. Okay. Jy moet na die beeld van Christus toe verander. Amen. Sê vir iemand aan jou oor. Rarig. So dis wat Paulus vir ons leer. Is jy moet verander, maar na wat toe? Nie wat jy dink of wat jy wil of wat mense of die kerk van jou verwag nie. Jy moet verander na die beeld van Christus toe. Die vraag is, hoe gebeur dit? Romeine 8 vers 29, Marlene, wat staan daar nou weer? Het jy hom? Sy sal so vies vir my as ek hy skrif hier aanhaal, man sê vir my, sy voel sy gaan die stype kry elke keer al aan hom, nee? Lees hom gou vir ons, het jy gehoor? So ons moet gelykvormig word na wie toe? Na die beeld van Jesus, sy seun. So dis 'n mooi ding om te sê, dis wat jy moet word, maar ek en jy moet weet, hoe kom ons daar uit? Wouter? Nee? Dis as ek en jy nie weet, as ons nie verstaan hoe om uit te kom nie, gaan jy dit nie kan laat gebeur nie. So jy gaan struggle en spook, but you will never be able to achieve it. Want ons is geleer, en dit is hoekom ek die ding van die extreme makeover. Ons het mense in die kerkwêreld geleer hoe om net beter Christene te word. En die manier wat ons gesê het hoe jy 'n beter Christen word is, jy moet net minder sondig. Dis wat ons mense geleer het. Hou net op so baie sondig, hou net op so baie drink, hou net op so baie vloek. Doen dit net minder. Kom net meer kerk toe. Lees net jou Bybel meer. Ouens, daai is superficial veranderings. Dis eksterne veranderings. En die rede hoekom ons dit nie reg kry nie, is omdat ons nie verstaan waar daai verandering moet plaasvind. Wat moet gebeur sodat jy na die beeld van Christus toe kan konformeer? So, Romeine 8 sê, ons moet conform. Hierdie Bybel sê, in die Engelse vertaling sê, ons moet transform. Die woordjie in Engels vir daai verandering gebruik hy sê be transformed. So die een is die eindproduk, die ander een is die proses. Is julle by my? So ons is met ons heiligmakingsproses, is dit waar ons besig is om al hoe meer en meer te word soos Jesus. En dit is wat ek graag vir julle wil demonstreer. So nou wil ek jy moet saam met my geblaai na Kolossense toe. Blaai gaan na Kolossense toe. Jacques, jy kan vir my so lank hier voor kom staan asseblief, Boeta. So ek wil kyk of ek dit so prakties as moontlik vir jou kan uitbeeld volgende. Nee, ekskuus. Hou jou Bybel daar oop. Ek het nou die verkeerde en eerste gegee. Hou jou Bybel daar oop en dan blaai jy vir my na Efesiërs 4 toe, ekskuus julle. Vanaf vers 17. Efesiërs 4:17. Onthou, Romeine 12 het gesê, moenie meer gelykvormig word aan die wêreld nie. Nou skryf Paulus vir die gemeente in Efese, nou sê hy dit. Dit sê en betuig ek, dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos
die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Moenie meer wandel soos die heidene nie. Hy sê daar soos die ander heidene nie, want hierdie ouens met wie hy nou praat, was ook heidene gewees. So daar moes iets gebeur het met hulle, wat maak dat hulle nou anders as die ander heidene is. Lees julle dit ook so? Nee? So dat iets met hulle gebeur. Moet dan nie wandel, soos die ander heidene ook gewandel het in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense, nou beskryf hy hulle, mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde, wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte. Wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan ongebondenheid, om in hepsig, in ander woorde met gretigheid, allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. In ander woorde, julle het gesien, Jesus is nie soos wat daai mense leef nie. Jesus het vir ons iets anders kom voorhou, as wat julle sien hoe daai mense geleef het, daai heidene, nie, wat God nie wil dien nie. As julle dan ten minste van hom gehoor het, en in hom geonderrig is, soos die waarheid in Jesus Christus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, in ander woorde, julle ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gegaan het. Ok, so nou sê hy, julle moes die ou mens, moes julle wat mee gedoen het? Afgelê het. Laasweek het ons gepraat oor kamoufleer. Gelykvormig. In ander woorde, dit beteken, jy moenie leef soos die wêreld nie. Nou gaan ek vir Jacques vra, om gou 'n paar gekamoufleerde kleresdrag vir ons aan te trek. Jy kan dit sommer buite kom doen, hè? Ek wil hê julle moet net sien hoe lyk iemand wat so is. Terwyl hy aantrek. Is jy nog besig, nee? Alles. So hierdie gekamoufleerdheid, gaan julle nou sien, is al die verkeerde goeders, wat ons gedoen het, toe ons in die wêreld was. Noem gou vir my 'n paar goed wat jy verkeerd gedoen het, toe jy in die wêreld was. Gewat? Sê jy, James? Nee, daai was vinnig geweest. Hy het nie gedrink, hy het gesuip. Ok, so daar Jacques Holman, Jacques het nou sy gesuip het hy nou daaraan. Nee? Wat nog? Wat het jy nog gedoen? Askies? Getrou. Ons praat nie van foute nie. Sê net gou, dis 'n grappie, John, asseblief. Ok, wat nog? Help my gou. Wat het julle nog gedoen wat verkeerd was? Gevloek. Sarah het gevloek, haar se gevloek het 'n baadjie aan daar. Ok, wat nog? Gerook. Wow, wat het jy gerook? Daai. Bertie, sê net gou weer daai. Sy het gekyk vir ander mans. Ek dink is net jy wat daai probleem gehad het hierso, Bertie. Ok. Wie het gesê kyk vir ander vrouens? Ek het 'n ek skrik toe my vrou sê sy het gekyk vir ander vrouens. Ek gaan gevaarlik raak hierdie belydenisse wat nou hier uitkom, né? So hierdie stel voor al daai goeters wat ons gedoen het. Wat hy nou sê ons nie meer moet doen, ons moet nie meer wandel, ons moet nie meer leef soos wat die heidene gedoen het nie, né? Right, joh. Okay. Bly saam met my in die Bybel, né? Ons wil hierdie gebruik as ons maatstaf. Vers 22, dat julle die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle moet die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in die ware geregtigheid en in heiligheid. Alright. So die gedeelte wat ek nou nie vir jou gelees het in Romeine 12, vers 2 nie. Ek het nou vir jou gesê, moenie gelykvormig word in die wêreld nie, maar word verander. Die gedeelte reg langs hom sê, deur om julle gemoed te vernuwe. Daai woordjie gemoed beteken jou denke. Sê so 'n bietjie denke. So Paulus sê die manier
hoe jy verander word, is om die manier hoe jy dink te moet verander. Dit moet nuut gemaak word, daar moet 'n change in jou mind kom. Sê so 'n bietjie change your mind. Dis presies wat moet gebeur. Want die manier hoe jy gedink het toe jy 'n heiden was, toe jy 'n sondaar was, toe jy 'n kind van die duiwel was, het gemaak dat jy gelyk het soos wat 'n kind van die duiwel lyk. En die manier hoe ons dit geweet het, is dat jou gedrag het gewys wie se kind jy is. Is julle by my? Nou sê Paulus, okay, die manier hoe jy gaan verander is, daar moet 'n change hier binnekom, die manier hoe jy dink, gaan veroorsaak dat daai metamorfose kan plaasvind. Nou sê hy vir ons, wat moet jy nou doen met hierdie kamouflering? Hoor nou wat sê hy, hier in vers 25. Hy sê daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste wat ons mekaar se lede is. Word nie toornig en moenie sondig nie, en laat die son nie ondergaan oor julle tore nie, gee aan die duiwel geen plek nie, laat een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur sy hande werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om te deel met die ander wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net woorde wat goed is vir die nodige sigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees nie. Vers 31. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nou het julle gehoor, Paulus sê, lê daai goed af. Nou sê hy vir jou, wat is daai goed wat jy moet aflê? So wat beteken dit as jy dit aflê, wat moet jy nou doen? Hy moet nou nie meer gelykvormig word, so nou moet jy dit aflê, lê dit af vir ons, ja? Ja, ek weet, ek van ons mense sukkel op met dit, soos jy van daai baadjie sukkel. Sonder. Dit? Okay. So daar lê hy die leuen af. Daar lê hy die vuil taal af. En daar lê hy die drank af, die geskree en die gevloek. So die Bybel sê, dat wanneer hy nou al daai goed afgelê het, nee, hoekom sou hy dit afgelê het? Want wat het met hom gebeur? Hy het kind van God geword. Toe hy kind van God word, het hy 'n besluit gemaak om te sê, ek maak klaar met die ou mens. Nou is dit sy werk om daai goeders af te lê. Nou staan hy hierso. Nou is hy kind van God. Jesus leef in sy lewe. Maar wat gaan Jacques se groot probleem wees? Wat het hy nou gedoen? Hy het net hierdie goed afgelê. Hy het dit net gelos. Maar dis nie die opdrag gewees nie. Die opdrag was, wat moes hy gedoen het? Word verander. Hoe doen hy dit? Hy sê daai stukkie daar, skus julle, vers 23, nee? En dat julle vernuwe word in die gees van julle gemoed. En dan vers 24, en julle moet met die nuwe mens bekleed word. Jy kan nie net uittrek nie. Jy kan nie net klaar kry met die ou mens. Jy kan nie net jou sonde los nie. Daar's 'n volgende stap wat moet plaasvind. Wat moet nou gebeur? Hy moet nou bekleed word. Wat sê jou Bybel, met wie moet hy bekleed word? Wat staan daai vers 24, lees gou daar in jou Bybel? Hy moet met wat bekleed word? Die nuwe mens. Sê jou Bybel dit ook? Jy moet nou met die nuwe mens bekleed word. So hou jou boekmerk daar, dan blaai gou na Romeine 13 toe, dan lees jy gou wat sê vers 14. Dat jy sien wie is hierdie nuwe mens. Kyk wat doen Jacques. Skus, julle moet nou soek en kyk. Nee, sorry. Die probleem is hy so lank net so staan. Wat begin met hierdie goed gebeur? Hy roep jou. Hierdie goed roep jou weer. Nee? Okay, hoor nou wat sê vers 14 van hoofstuk 13.
maar bekleë julle met die Here Jesus Christus. So wie is hierdie nuwe mens wat jy jou mee moet aantrek? Jesus Christus. Jy kan nie net al jou vuil goed los en probeer wegkom van dit af nie. Daar moet iets anders gebeur. Maar waar gebeur dit? Hoe bekleed ek my met Christus? In my denke. Dis hier waar ek my met hom bekleed. Maar hoe doen ek dit? Ekskuus? In die woord. Die manier hoe ek dit doen, is om toe te laat dat dit wat Jesus vir my sê ek moet doen, om dit te begin toepas. En hier's waar die gebrek van 'n beter woord, die magic plaasvind. Glo nie in magic nie? Ek weet nou net nie om dit mooier uit te druk nie, né? Dis hier waar daai ongelooflike werk plaasvind. Is hy kind van God. Nou hoor Jacques, wat sê die woord van God, wat moet hy doen? Byvoorbeeld, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou gaan hy, en hy loop, hy spin hom toe, met daai woord van God. Nee, hy vat dit, hy spin hom toe, hy het hom heeltemal toegespin, nou beweeg hy hier agter in 'n skerm in waar jy nie kan sien, want dit gebeur in 'n plek in jou lewe, nee, dit gebeur in 'n plek waar ek en jy dit nie kan sien. Dis besluite wat ons hier neem, en hoe ons reageer op daai besluite, hier in ons gedagtes. Nou het hy dit gedoen, en nou kom hy uit aan die ander kant. Nou skielik is hy bekleed met iets anders. Hy is nie meer bekleed, hy is nie meer gekamoufleer nie, hy lyk nie meer soos waar hy vandaan kom nie. Hy is nou iets niets. Die Bybel sê dat wanneer ons doen wat Jesus vir ons sê om te doen, wanneer ons dit vat, nie net my woorde hoor nie, maar my woorde doen, hy sê dan gaan dit gebeur dat jy so veranderd sal word dat mense jou nie sal ken. Wie van julle het al met sulke mense te doen gehad, dat hulle het hulle harte vir die Here gegee, hulle is nou kinders van die Here, en dan hoor jy mense sê, maar ek ken jou nie meer nie. Het jy al gehoor mense maak sulke stellings? Hoe dof is daai stelling? Natuurlik ken jy my, man, dis dieselfde mens. Hoekom sal hulle sê, maar ek ken jou nie meer nie? Want jy het verander, jou karakter het verander, jou dade het verander. En dis wat Paulus vir ons sê is, dat daar gebeur iets daar agter daai skerm. Dis nie 'n superficial ding wat jy net hier voor almal ietsie anders aantrek nie. Daar gebeur iets wanneer jy dit wat jy hoor, wat God se woord vir jou sê, gaan toepas in jou lewe. En dan elke keer gebeur iets. En nou wil ek vir julle lees, wat sê hy, wat is daai goed wat ons nou mee moet aantrek? Nee, nou kan jy gou saam met my blaai, na daai skrifgie wat ek nou vir jou gegee het, in Kolossense. Kolossense 3. Hy skryf vir hierdie ouens presies dieselfde tipe ding. Kolossense 3 vanaf vers 5. Hy sê, maak dood dan in julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdienst is, al hierdie goeders, al die gekamoufleerde goeders. Hy maak dit dood, get it out of your life, waardeur die toorn van God op die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër in gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens en sy werke afgelê het. Julle met 'n nuwe mens bekleed het, wat vernuwe geword het tot die kennis na die beeld van sy skepper. So jy het nou die kennis wat Christus vir jou gegee het, jy het nou met dit bekend geword. Waar daar nie Griek of Jood, besneerde, onbesneerde, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Gaan bekleed jou met innerlike ontferming. Trek hom vir ons aan. Ok, dan kan jy vinnig deurkom. Met goedertierendheid. Kom verby. Daar het hy nou ontferming, pragtig.
Okay, volgende ene is met goedentierendheid. Bekleed jou met hom. Oh, beautiful. Beautiful. Kyk hoe mooi lyk sy goedentierendheid. En met nederigheid, bekleed jou met nederigheid. Kyk nou hoe nederig gaat hy daar uitkom, hoor. Watch. Watch. Baie nederig, nee. Gaan bekleed jou met sagmoedigheid. Is daar nog 'n sagmoedigheid oor daai drie? Okay. Hier kom sagmoedigheid uit. Kyk hoe lyk sagmoedigheid. Sy loop pragtig. Nee, okay. En dan die laaste ene is, wat sê hy? Lankmoedigheid. Gee net vir hom 'n hande klapie. Kyk nie pragtig lyk hy nie. Die punt wat ek op hierdie eenvoudige manier vir jou probeer demonstreer, as dit wat daar agter uitgekom het, is anders as wat hier gestaan het. Maar hy moes gaan en hy moes hom gaan beklee, hy moes dit gaan aantrek. In ander woorde, dit wat hy geleer het van Christus, hulle gesien wat het hy daar gesê, die kennis wat ons van Christus gekry het, hy moes 'n besluit maak om dit te gaan aantrek. In ander woorde, hy moes kies om op dit te reageer. Hy moes dit gaan toepas. Soos wat hy hierdie goed in sy lewe toegepas het, so het hy al hoe meer en meer na die beeld van Christus gelykvormig geword. En dis jou en my uitdaging, hè? That's the only way that you will be able to transform. Dis die enigste manier hoe ek en jy gaan word na die beeld van Christus toe, is wanneer ons dit wat God se woord vir ons sê, wanneer ons begin om dit te doen. Andersins gaan jy aanhou spook en spartel hiersom met, jy weet nie wat jy verder moet doen nie, nou vat ek hy baadjie, nou los ek hy baadjie, nou is ek kind van God, nou is ek nie kind van God nie, want ek voel nie en ek lyk nie nou so. Hoe meer jy jou met dit aantrek, hoe meer gaan mense vir jou sê wat hulle sien. Dis hoekom hulle sê, maar jy's anders. En hoe meer jy hoor mense sê dit wat hulle sien, hoe meer gaan dit jou stig. En kyk, dis waar ons behoort te wees. Dit is wat ons missie moet begin word. Is om dit wat ons leer by Christus, om te begin om dit toe te pas. En ek kom terug na my stellings wat ek gemaak het nou in die begin van die diens. Dis hoekom ons vir mekaar nodig het om vir mekaar te sê, hey, jy het nodig om die regte klere aan te trek. Daai wat jy nou aan het, daai koume wat jy mee rondloop, my boetie, my sussie, is nie van Christus af nie. Ons het nodig om mekaar te vermaan en mekaar te help, sodat ons al hoe meer en meer so gelyk. Gaan trek jou aan met Christus? Gaan trek jou aan met Christus? Maar dit gebeur hier agter. Dit gebeur hier. En dis hoekom dit so belangrik is wat ek en jy toelaat in ons koppe. Dis hoekom dit so belangrik is aan wat jy dink. You've got to start thinking about what you're thinking. Want as jy dit bedink, wat daar bo is, Kolossense 3 begin, hoor waarmee begin hy, vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo is, en aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daar bo is, nie die dinge wat op aarde is nie. You've got to start getting heavenly minded. Sê vir iemand langs jou, jy moet heavenly minded raak. Begin die goed bedink wat daar bo is. Ons is so gefascineer met die goed hieronder. Ons is so gewoond om wêrelds te dink. Dis hoekom ons nie hierdie proses in ons lewens sien gebeur nie. En dis wat die wêreld confuse. Dis wat ons kinders confuse. Dis wat ons mans en ons vrouens confuse. Is die feit dat ons sê ons is een ding, maar ons lyk soos iets anders. Ons is nog gekemmel. En ek weet ek herhaal myself, maar dis waar ons begin wakker word. Dis wat dit wat ons hierso lees, moet ons begin om te doen. Daarom kan ons nie met meer hoorders wees nie. Ons moet doeners begin raak. Dit wat Jesus ons leer, moet ons gaan toepas in ons lewens. En ek gaan dit nou nie vir jou lees, maar ek gaan vir jou 'n stukkie huiswerk gee. Ek wil jy met jouself 'n guns gaan doen, want baie mense,
Ons het nou 1 of 5 goetertjies hier aangeraak, wat Paulus sê, ons nie moet doen nie, en wat ons nou moet doen. Maar as jy 'n baie goeie voorbeeld soek van presies hoe die nuwe mens lyk, en hoe die nuwe mens, wat die nuwe mens moet doen, dan wil ek hê jy moet gaan lees Romeine 12, vanaf vers 9. Jy hoef dit nie nou te doen nie, ek wil dit vir jou gee as huiswerk. So as jy dit kan neerskryf, kan boekmaak, asseblief ouens, Romeine 12 vanaf vers 9. Dit gee vir ons 'n verskriklike mooi uitleg, en ons gaan dit hanteer. 'n Verskriklike mooi uitleg van hoe 'n kind van God se lewe moet lyk. Die goed is wat ons veronderstel is om te moet begin doen. Die goed wat ons moet veronderstel wees om aan te trek. Sodat ons kan bekleed wees met Christus. Amen. Staan saam met my asseblief. So as mense na jou kyk vandag, wat sien hulle? Dis 'n retoriese vraag, jy weet antwoord. Sien hulle nog steeds die kamouflering raak? Sien hulle nog steeds ingepas, ingesmeld? Of as mense na jou en my kyk, sien hulle Christus raak? Want dis wie hulle moet raak sien. Nie jou weergawe van hom nie, nie die kerk se weergawe van hom nie. They need to see you are clothed with Christ. Want dis waar die wêreld ultimately voor honger is. Dis wat ons kinders nodig het, dis wat ons vrouens en ons mans nodig het in ons huise, is Christus. We need Jesus. This world needs Jesus. Die mense om ons het Jesus nodig. En dis hoekom ek jou vra vanoggend daar wie jy staan, maak jou oogies net so 'n bietjie toe. Nou wil ek hê jy moet net hierdie eenvoudige manifestasie saam met my doen, soos wat Jacques gedoen het. Ek wil hê jy moet net vanoggend sê, Here, ek bekleed my vandag met Christus, ek trek hom aan. Ek wil hê jy moet soos wat jy 'n baadjie sal aantrek, wil ek hê, jy moet jouself so toemaak met hom. Doen hy manifestasie, ouens. Trek hom aan. Sê, Here, ek bekleed my met U vandag. Heilige Gees, help ons. Kom help ons om ons gedagte, ons manier van dink te kom verander. Ons kies vanoggend hier waar ons staan om te doen wat U vir ons leer om te doen. Ons weier om meer net toehoorders te wees. Ons wil nie nuut word in ons denke. Ons wil nie begin dink oor ons huwelike. Ons wil nie begin dink oor hoe ons kinders grootmaak. Ons wil nie dink oor hoe ons met ons finansies werk. Ons wil nie dink, Here, oor hoe ons met die mense om en saam met ons leef. Ons wil nie begin dink oor, Here, wat ons sê, wat ons praat. Here, mag almal daai metamorfose raak sien. Mag hulle stadig maar seker sien dat dit wat in ons gedagtes gebeur, manifesteer buitekant in ons dade. Mag ons woorde vir mekaar wees, maar jy's anders. Mag ons hoor hoe dat mense vir ons sê, jy's anders. Mag ons hoor hoe ons vrouens vir ons man sê, my skat, jy's anders, jy's nie meer die man wat jy was nie. Ek sien Christus in jou raak. Mag ons dit by ons vrouens, by ons kinders hoor, Here, mag ons kinders sien dat ons anders is. In Jesus naam bid ons, my Vader. En dan gaan ek jou vra, sit jou hand so 'n bietjie op die man en die vrou daar langs jou. En dan bid ek, Here, en ek wil hê jy moet bid vir die ou en die vrou langs jou, vermoed om jou te help om met Christus bekleed te bly. Help ons om die manhaftigheid te hê om mekaar te vermaan, Here. Om mekaar te help. Nie mekaar te judge nie, maar mekaar te help, Here, om gekleed te bly met Christus. Help ons om eerlik genoeg met mekaar te wees, omdat ons lief is vir mekaar, om te sê, trek uit daai camo, lê af daai ding,
kry klaar met daai ding. En dan in dieselfde tyd, Here, help ons om dit te kan vat. Help ons om nie aanstoot te neem nie, Here. Help ons om ons boeties en sissies te hoor dat hulle ons vermaan omdat hulle ons liefhet. Omdat hulle ons help. Omdat hulle die beste vir ons wil hê. Here, omdat ons mekaar almal eendag daarbo in die hemelse Kanaan wil sien. Amen. Mag die wêreld sien hoe lyk die ware weergawe van Jesus Christus in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. En almal sê amen. Kan ons vir die Here 'n lofoffer gee?